Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. So lekker koel oggend na 'n bitter warm week. Dit is lekker en 'n voorreg om elkeen van julle vanoggend hier saam met ons te hê en ook saam met julle iets van die teenwoordigheid van God te mag ervaar. Enkele aankondigings voordat ons met die erediens begin. Ek wil sommer reg in die begin sê welkom Theo. En dankie dat jy vanoggend hier is en so 'n bietjie tyd afgestaan het van jou eie gemeente en Gerardus Park en dat jy hier is om vir ons ook te verryk in die erediens met jou musiek. Ons waardeer dit, hoor. Enkele mense wat vanoggend en gedurende die week verjaar, ons sê baie geluk aan François Wessels, kerkraadslid hier by ons wat vanoggend verjaar, 65 en mag dit vir jou 'n mooi en 'n besondere dag wees, François, en 'n mooi jaar wees wat voorlê. En dan is daar 'n klompie verjaarsdae gedurende die week wat voorlê en onder andere Tannie Dot en La Riviera wat op bo 80 word op die 16de Februarie. Ons sê vir elkeen wat gedurende hierdie week verjaar baie geluk en wens hulle 'n mooi nuwe lewensjaar toe. Net daar's 'n klompie mense aan wie ons dink in die besonder in hierdie tyd. Ons dink aan Tannie Dita Nel wat aan die einde van verlede jaar 'n ingrypende kaakoperasie ondergaan het en sy was eers vir lank in 'n intensiewe sorgeenheid. Sy is oorgeskuif na 'n gewone saal waar sy stadig maar seker besig is om sterker te word, maar sy doen buitengewoon goed vir iemand wat 97 is. So ons is dankbaar dat dit met haar elke dag 'n bietjie beter gaan. En dan Tannie Dot wat dan ook verjaar hierdie week, was 'n week lank met hartkomplikasies in Suid-Afrikaanse Hospitaal. Sy is intussen ontslaan en sy sterk tans aan by die huis. Ons dink aan Jolani Kriek, hulle gesin en haar boetie Johan Breitenbach wat in 'n baie groot motorongeluk was, ernstig beseer is. En daar's 'n paar prosedures wat nog voor lê, maar hy is al klaar besig om goed aan te sterk en hulle is almal baie positief en ons is daaroor saam met hulle sommer net baie bly. En dan dink ons aan Dani de Villiers wat hierdie week weer met chemo begin het. En ons dink sommer aan Jenny, David, Daniel en Zia, hulle hele gesin wat hierdie pad mos weet hoe werk dit wanneer iemand in ons gesin deur sulke intensiewe behandeling gaan die hele gesin op 'n manier saam daardeur. So ons dink aan in die besonder aan hulle vir hierdie pad wat voor lê. En dan soos verlede week ook genoem, dink ons in die besonder aan ons boere wat swaar getref word deur die back and claw seer epidemie. 'n Geweldige groot uitdaging vir hulle is wanneer ons so in 'n erediensruimte bymekaar kom en sommer net dink aan 'n klomp mense in ons midde, dink ons ook altyd 'n bietjie verder aan die res van die mense met wie ons hierdie land en hierdie samelewing deel. So ons bid regtig saam met hulle dat daar uitkoms sal wees. En indien daar enige nuwe intrekkers of besoekers vanoggend is, baie welkom. Ons hoop dat jy lekker saam met ons sal kuier en ek of my kollega Dewald sal julle ontmoet hier na die erediens by die nagmaaltafel indien daar enige vrae is of as jy sommer net 'n lidmaatvorm of iets wou hê. Dit sal vir ons lekker wees om jou ook te leer ken. Dan wil ons jou sommer hartlik uitnooi en herinner aan die Vrolike Vrydagfees wat hierdie Vrydag is, die 20ste Februarie. Jy sou sien op hierdie jaar se almanak dat daar net 2 Vrydagfeeste hierdie jaar is, waar ons in die verlede sommer 'n klomp gehad het. Die eerste een is dan nou hierdie Vrydag en die volgende een is die Vrydag voor die Kermis. So jy wil nie een van die 2 misloop nie. Greta, dankie vir julle gesin wat vir ons al die reëlings tref hier rondom. Ek gaan nie al die inligting gee nie, neem 'n blaadjie en ons wil julle net herinner dat die bestellings hierdie week geplaas moet word en ons sien uit na 'n heerlike saamkuier. Vir die wat nog nie saam met ons gekuier by 'n Vrydagfees nie, jy kan tussen 5 of 7 die bestelling word hierdie week geplaas by die kantoor. Tussen 5 of 7 kan jy die kos kom afhaal by die onder die kuierruimte hier onder die afdak, maar die meeste van ons bly sommer en kuier 'n bietjie saam. So jy is meer as welkom. Die wit olifantverkoping is die 28ste Februarie. Die inligting is ook in die brief. Die laaste aflaai datum is Vrydag die 20ste Februarie. Dan is daar vra ons wat ons voetspore in die groter gemeenskap betref.
vra ons, daar is weer 'n klompie verjaarsdae wat voorlê vir Peas in a Pot. Julle sal onthou laas jaar het ons vir elkeen van die jong dames lekker gebak of bederf gestuur saam skool toe. Daar's 'n paar verjaarsdae wat om die draai is sommer en ons wil hierdie jaar graag weer elkeen van daai jong meisies se verjaarsdag vir hulle so spesiaal maak. Sien asseblief al die inligting in die gemeentebrief. Ag en 'n laaste, die kommunikasie en voorkeure. Ons wil graag effektief met julle kommunikeer. En deel daarvan is om julle voorkeure ook te respekteer. So as julle op die aanlyn brief gaan kyk, sal julle sien daar's 'n skakel met 'n vorm wat julle asseblief vir ons moet invul en op so 'n wyse maak ons seker dat die kommunikasie doeltreffend en effektief is. Goed, dit is 'n mondvol. Ek gaan vra dat voordat ons voortgaan met hierdie erediens, ons sommer net 'n oomblik neem en sal stil word en ons gedagtes vestig op die hier en die nou, waar ons bymekaar is in die teenwoordigheid van die Here. Terwyl ons so sit, sing ons toetrede lied saam. En toe ons wakker word, sien ons 'n man gemaak van son en twee wat skynend is by hom. Ou vaders van ons ras. Ons drie het toe verstom gaan die mekaar praat, iets van hutte bou. Ag enigiets om hierdie dag te onthou. Ons drie bewus van ons vuil voor sy verblindende wit. Selfs hy het hom grys gehou met 'n wolk vermom en vir Moses en Elia koesterend gevou in hom. En met 'n stem gespreek in ons botbegrip. En vir niemand het ons weer terug in die dorp kon sê dat ons vir 1 kort uur gesien het hoe hierdie Jesus lyk vir God. Nou loop hy weer argloos langs ons, bruin soos ons aardebrein en skraal van ons karig eet en sweet ons sweet in die kleed van Nikodemus hom gegee het. Maar nou, wanneer hy praat, weet ons hoe sonder nate is sy woord en dat hy self 'n wit vuur naadloos een is met sy heelal. Vandag in die kerkjaar is bekend as die Sondag van Verheerliking. Dit is die laaste Sondag van die tyd na Epifanie en dit merk ook die oorgang na lydenstyd. Dit is ook bekend as Sondag van Transfigurasie of in die Grieks Metamorfose.
En as gelowiges dink ons aan Petrus, Johannes en Jakobus wat vir Jesus bo op 'n berg gesien het vir wie hy werklik is. Soos Markus se vertelling daarvan lei, 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. In Cousins se gedig Verheerliking is die disippels gegun om te gesien het hoe hierdie Jesus lyk vir God. Hy wat naadloos een is met sy heelal. Van hier af stap hy die lydenspad na Golgotha toe. En die Johannes se weergawe van die verheerliking is baie bekend. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ek dink Johannes help ons om te verstaan, dit gaan oor veel meer as blink en glans en bonatuurlikheid. Dit gaan oor genade en waarheid, wat in Jesus vir die wêreld sigbaar geword het. Liewe gemeente, genade en vrede van God die Vader wat beveel het, laat daar lig wees. Genade en vrede van Jesus die Seun wat as lig mens op aarde geword het. En genade en vrede van die Heilige Gees wat ook ons hart en ons verstand verlig. Amen. Ons gaan staan en 'n aanbiddingslied saam sing, 'n bekende O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Ek wonder wie van die jong mense kan vir my sê watter seisoen is hierdie? Ja. Winter. En hierdie? Ja. Lente in Pretoria, nee.
En watter seisoen is hierdie? Daar agter in die kinderkamer hoor ek iemand sê, somer. Ja, en watter seisoen is hierdie? Nog, daar hoor ek hartskree. Herfs, ja. Sê gou vir mamma en pappa en sê gou vir mekaar, watter seisoen is vir jou die heel lekkerste? Van winter, lente, somer of herfs? Watter een is vir jou die heel lekkerste en hoekom? Sê gou vinnig. Herfs. Hoekom? Is dit omdat dit lekker is? Nog nie heeltemal so koud nie, nee. Ja. Somer vir jou die heel lekkerste. Hoekom? Die son skyn, ek stem saam. As ek vanoggend dan voel dit vir my nie so somer nie, nê. Ja. Winter, regtig? So het elkeen van ons 'n gunsteling seisoen, hè. Nou, die natuur is 'n maklike metafoor om ons te help om ook te dink oor die kerkjaar. Wanneer ons in die natuur is ons baie bewus van die verskillende seisoene en hoe hulle verskil van mekaar, nê. Want elke seisoen het kenmerkende eienskappe wat ons lewe hier op aarde beïnvloed. In die winter doen ons sekere dinge op sekere maniere omdat sekere dinge op sekere maniere is, nê. Daar is nie vrugte aan die bome altyd nie en die blare het al afgeval. Net so het die kerkjaar ook verskillende seisoene wat ons as gelowiges help om mooi te dink oor Jesus se lewe, oor Jesus se dood, oor sy opstanding, oor sy heerskappy. Vandag is die laaste Sondag voor 'n nuwe seisoen aanbring. Wie van julle kan vir my sê wat is die nuwe seisoen in die kerkjaar? Ja. Wat nou kom? Gaan julle hard skree daar uit die kinderkamer uit? Julle kan maar hier ook vir my kom sê. Sê een van julle, hier kom jy. Daai deur is, jy moet hard stoot. Hier kom sy pa. Lydenstyd, jy is heeltemal reg. Dis die laaste Sondag voordat ons begin met lydenstyd. Nou lydenstyd is ongeveer 7 weke lank en of 40 dae, 6 weke, 7 Sondae, 6 weke, 40 dae. En dit begin met die viering van As Woensdag. Ek gaan vra dat al ons kinders gou-gou hier vorentoe kom na my toe asseblief. En terwyl hulle kom, vertel ek gou-gou vir hulle, dis 'n wêreldwye tradisie. Hier is eintlik 2 tradisies. Nou die een moet mamma en pappa baie mooi na luister. Die dag voor As Woensdag, dis Dinsdag, moet hulle vir jou pannekoek bak. Alright. Want dit is 'n tradisie dat die hele wêreld saam pannekoek eet voordat ons begin vas in lydenstyd. Maar As Woensdag is gewoonlik die tyd wanneer mense begin met vas en gebed. En dan vier ons dit deur, wie weet wat doen ons op As Woensdag? Dis dalk 'n moeilike een, nê. Julle sal onthou op Palm Sondag het ons altyd palmtakke hier buite die kerk, nê. Nou met As Woensdag is dit 'n tradisie reg oor die wêreld, nie net hier by ons nie, dat die palmtakke van die vorige jaar gebrand word en dan van daai palmtakke se assies word dan gemeng met olyfolie en dan kom almal bymekaar op hierdie eerste dag van lydenstyd. En dan hou ons 'n diens waar ons saam dink dat dit die begin is van die pad wat Jesus gestap het tot by die kruis. En weet julle wat help hulle om dit te onthou? Gewoonlik word daar 'n kruisie met hierdie as en hierdie olyfolie wat gemeng is, gemaak op hulle voorkop of op hulle hand. En dit help hulle om te onthou, ons is nou in 'n nuwe seisoen. 'n Seisoen waar ons dink oor Jesus se pad tot by die kruis. En Jesus wat vir ons kom wys het, hoe lief God hierdie wêreld het. Alright, so wat doen ons op As Woensdag? Dis die begin van lydenstyd. Ek gaan vir Dominee Dewald vra om vir my te help. En vir die van julle wat wil, as jy nie wil nie, is dit ook reg, gaan ons 'n kruisie maak, want ek is seker nie almal van julle gaan Woensdag by die As Woensdag diens kan wees nie, want ek weet julle is baie besig. Julle kan Daar is skool. Daar is skool. So dis in die aand. So vir ons begin lydenstyd eintlik amper al vandag, nê, want julle gaan dalk nie Woensdag hier wees nie. So vir die van julle wat wil en 'n kruisie wil hê op julle hand, gaan ons 'n kruisie maak om
julle te help onthou dat ons nou begin dink aan 'n nuwe seisoen in die kerk. Sy. Dankie, Dewald. Sy. Wie het nog nie 'n kruisie? Wil jy op jou voorkop? Jy kan hom op jou voorkop ook kry as jy wil. Jy kan kies. Op jou handjie. Sy. Jy verjaar die week. Jy opgewonde. Hierso. Wie het nog nie 'n kruisie nie? En wie wil graag eenetjie? Wil jy nie? Jy hoef nie een te kry nie. Jy's reg. Wil een van julle nog 'n kruisie hê? Nee. OK. Julle is nou welkom om saam met al ons kinderfasiliteerders uit te gaan na die saal. En as julle sommer net bietjie by ons kuier, kan julle onthou dat julle enige tyd mag terugkom as julle wil. As jy nou vandag na hierdie kruisie kyk en sê vir mamma en pappa, julle gaan bietjie verder daaroor praat by die huis ook, dan onthou jy, hier's 'n nuwe seisoen wat ons in die kerk oordink oor hoe lief God ons het. Sy, dankie julle. Vriende, op daai noot nooi ons julle ook graag uit na ons as Woensdag erediens wat hierdie jaar plaasvind. Die besonderhede is ook in die gemeentebrief by Groenkloof gemeente. Ons en Groenkloof hou die erediens saam en dit sal 6:30. Ja, ek raak altyd in mekaar tussen 6:00 en 6:30, maar dit is 6:30. Dankie julle. Ek moet net vinnig vir julle noem, van ons kerkraadslede het gevra, daar is 'n wit Corolla wat se ligte aan is hier buite, nommerplaat HR65LT. Indien dit jou voertuig is, dis hy. Nou bly jy hier saam met ons na die erediens. Dis hy. Ons gaan vanoggend saam dink vanuit die Markus Evangelie. En voordat ons saam lees uit die skrif en saam daaroor dink oor wat dit beteken om ook op hierdie Sondag na te dink oor die lewe van Jesus, kom ons bid saam. Allerheilige God, op bergtoppe, maar ook in die vallei, openbaar U die lig van U liefde aan ons. Ons hartsbegeerte is om die wonderlike glorie te geniet van U goddelike teenwoordigheid. En met elke ontmoeting word ons verander en getransformeer. Trek ons nader. Help ons, o Heilige, om ons lewens te leef as 'n weerspieëling van U heerlikheid. Mag ons as 'n seën tussen mense wandel. Lig op donker plekke dra. Hoop om wanhoop te verdring. En liefde wat haat uitdryf. Ons wêreld is seer. En ons het nodig dat die volgelinge van Jesus U nouer volg. Laat ons U stem met ons oor praat. Amen. Ek gaan nou weer die lig aanskakel. Hierdie kunswerk, getiteld Jesus Christus, is in 1874 deur die Oostenryker Gabriel Max gemaak. Hy het 14 kleure gebruik om die uitsonderlike effek te bereik. En wanneer 'n mens na die skildery begin kyk, is Jesus se oë toe. Maar as jy aanhou kyk, gaan hulle oop. Dikwels moet jy lank aanhou kyk vir die oë om oop te gaan. Weer kyk.
Ek het nou al geleer hoe om te kyk dat ek kan sien die oë eintlik oop is. En wanneer ek na hierdie skildery kyk, dan kyk hy na my. En wat sien ek? Sy kyk is op 'n manier deurdringend. En in sy oë leef die vraag: ken jy my? En volg jy my? Die twee vrae wys na die hart van die evangelie. Die hart van die goeie nuus. Om Jesus te ken en te volg. Jesus, hierdie mens na God se hart, soos Willem Jordaan in sy aangrypende blydenis van geloof dit verwoord. En om Jesus te ken en Jesus te volg is waaroor ek vanoggend saam met jou vanuit die Markus Evangelie wil nadink. Enkele opmerkings voordat ons by die teks kom. Martin Luther het geskryf, "Nothing is more harmful than when one mistakes and deceives oneself that one believes and understands the gospel well." En Luther se waarskuwing is 'n waarskuwing vir ons almal. Want 'n mens hoef nie ver te kyk in die wêreld waarin ons leef om te besef, maar moderne Christene het nog lank nie daarin geslaag om die evangelie werklik goed te verstaan nie. Of soos 'n Nuwe Testamentikus Snodgrass dit in sy boek verwoord, "You need a better gospel. For many people the gospel has been truncated into an insignificant add-on and is not grasped as the life-shattering, life-transforming, life-recreating reality it is." En dan gaan hy voort om te sê, hoe maklik is dit nie om die evangelie te verdraai in iets waarvan ons hou, iets wat ons kan beheer, iets maklik verteerbaar nie. Dit is eenvoudig net so dat die evangelie meermale vereenvoudig word tot 'n boodskap wat gaan oor om die regte woorde te sê sodat jy hemel toe kan gaan. Al lê daar in die Bybel relatief min klem, al word daar relatief min klem gelê op om hemel toe te gaan. Is dit asof mense dit so half opsom en sê, maar hoorie, maar dit is tog nou waaroor die evangelie gaan. Aan die ander kant, as die evangelie net 'n goedvoel boodskapie was, as die hart van die evangelie net was, God wil net hê jy moet gelukkig wees, dan het die evangelie 'n groot deel van die mensdom wat geweldig ly in die steek gelaat. As die boodskap oor voorspoed gaan, as dit die gesondheids- en rykdom evangelie is, die health and wealth gospel, wat so gewild is in die ooste van Pretoria, dan het die evangelie weer eens die grootste deel van hierdie getuisterde wêreld geval. Want wat van gelowiges wat getrou bid? Wat van gelowiges wat steeds ly en siek bly, arm is, al bid ons en al dra ons by? So gebruik van die evangelie is meermale 'n groot verleentheid. En enige iemand wat die evangelie ernstig neem, sal weet dat die evangelie is veel dieper, veel meer omvattend. Wat is dan nou die hart van die evangelie of die goeie nuus volgens Markus? Wat sou dit behels dan nou om op hierdie vraag te antwoord? Ken jy my? En volg jy my? Ons gaan enkele verse saam lees uit die eerste hoofstuk van die Markus Evangelie. En reg aan die begin, vers 1, lees die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. En daai woord evangelie in die Grieks word vertaal met evangelie of goeie nuus, beide. So dis die begin van die goeie nuus van Jesus Christus. So begin Markus sy verhaal van Jesus. En interessant, dit is ook die opskrif van die verhaal as geheel.
Markus het nie soos die ander evangelies dit begin deur die opskrif te maak, die evangelie volgens Markus, soos wat dit byvoorbeeld is, die evangelie volgens Matteus of volgens Lukas nie. So hy begin deur dit die opskrif te maak, die begin van die goeie nuus van Jesus Christus. Dis sommer die titel. En dan gee Markus 'n proloog of 'n ouverture sou 'n mens kon sê. Die ander evangelies doen dit ook, is nie uniek aan Markus nie. Maar byna soos die ouverture van 'n simfonie, laat elkeen die sentrale temas van die evangelie wat volg alreeds hoor in daai begindeel. In Matteus en in Lukas is hierdie proloog of hierdie ouverture die verhale van Jesus se geboorte. In Johannes is dit hierdie groot himne oor die woord, soos wat ons in die fotum vanoggend gelees het. Markus se ouverture is heel anders. Markus het geen geboorteverhaal nie. Hy begin met die eerste verse al met die verhaal van Jesus. Die lydensverhaal van Jesus. Die verhaal van Jesus tot by die kruis. Dis asof Markus, wat die oudste evangelie is, nie kan wag om by die kern te kom nie. By wat in Jesus gebeur het, wat in Jesus se lydensverhaal gebeur het nie. En dan sê hy vir die mense, die goeie nuus, die hart van die evangelie, is die volgende. Die eerste wat hy vir hulle sê is, die goeie nuus is, Jesus kom wys vir ons hoe God is. Reg daar aan die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Die goeie nuus is dat Jesus gekom het om te wys hoe God werklik is. Alreeds in die openingswoorde hoor ons dat in hierdie Jesus sien 'n mens vir God. Seun van God, dit is 'n term wat as jy hom in sy historiese konteks verstaan, doodgewoon vertaal kan word met die een wat God verteenwoordig. Daarom sommer so reg aan die begin moet jy hoor, Jesus kom verteenwoordig God. Jesus kom wys hoe God is. Jesus, hierdie een wat ons in Adventstyd en in Epifanie herhaaldelik gehoor het, onder ons kom woon het. In Willem Jordaan se belydenis van geloof sê hy, ek glo in hierdie Vader wat hom geopenbaar het in sy Seun, die mens wat tussen ons kom woon het, as die waarheid teen die leuen. Sien dan die mens die geheim van my gesig. Jesus is die een wat vir ons help om te verstaan, God is hier teenwoordig, naby. Lees 'n mens die Markus verhaal van Jesus verder, kry jy die een na die ander vertelling van hoe Jesus besig is om te genees en heel te maak. En daardeur wys hy 'n prentjie van 'n God wat naby is, sag werk, heel maak. Verder lees ons vanaf vers 12, direk daarna het die Gees hom die woestyn ingedryf. Nou die 2020 vertaling praat van gedryf. Die 83 vertaling staan eintlik 'n baie sagter woord in die woestyn ingeneem en ingelei. Maar hier as jy die teks lees, kom jy agter Jesus is sommer daar ingeboender in die woestyn is en dan kom jy agter Jesus en boosheid is in 'n konfrontasie en eintlik sou 'n mens kon sê is die hel los by wyse van Spreuke. Die Gees het hom in die woestyn ingedryf. Hy was 40 dae lank in die woestyn, 'n bekende tyd van beproewing waar hy deur Satan versoek is. Daar kry jy hierdie konflik tussen Jesus en boosheid. Hy was saam met wilde diere, nog eens bedreigende taal, en engele het hom versorg. Reg aan die begin van Markus se evangelie wil hy sê, die goeie nuus van hierdie Jesus is, hy kom wys nie net hoe God is nie, hy kom ook in opstand teen die gebrokenheid of die boosheid van hierdie wêreld. Jesus is die een wat betoog het, in opstand gekom het, hoor jy uit daai teks uit. Hy het hierdie konfrontasie met boosheid, met hierdie stikkende wêreld waarin hy gebore is, waarin ons in Adventstyd gedink het.
Jesus lê keer op keer klem daarop dat die wêreld nie lyk soos God se wêreld behoort te lyk nie. Dis 'n wêreld waarin 'n groot deel van die bevolking nie genoeg gehad het om van te leef nie. Vrouens en kinders se menswaardigheid is nie gerespekteer nie. Dit was 'n wêreld van magsmisbruik, korrupsie. Dit was 'n wêreld waarin godsdiens deur godsdienstige groepe gebruik word om mense te verslaaf. Die Fariseërs het dit een groot pyn gemaak om God te dien. Hulle laai laste op mense wat God nie op hulle laai nie, en so sou ons kon aangaan om te verduidelik hoe dit gewone wêreld is soos God hom nie wil hê nie. En is teen hierdie stikkende wêreld waarin Jesus in opstand kom. Dis asof Jesus hierdie wêreld so een kyk gegee het en gesê het, maar so kan God se wêreld nie lyk nie. So kan die koninkryk nie lyk nie. Dit moet verander. En dan spel hy dit uit. Daar moet 'n alternatief wees. In vers 14 lees ons, nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Jesus het nie net na die wêreld gekyk en gesê, daar moet 'n alternatief wees nie. Hy sê, daar is 'n alternatief. Die koninkryk van God. Die koninkryk van God is op hande. Die bestemde tyd is vervul. Is dit belangrik dat ons vir mekaar sê, die koninkryk van God gaan nie in die evangelies oor die lewe na die dood nie. Dit gaan oor die lewe in hierdie wêreld. En eintlik hoef ons nie hieroor verbaas te wees nie, want elke keer wanneer ons Onse Vader bid, dan bid ons, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Een Nuwe Testamentikus, John Dominic Crossan, stel dit altyd goed as hy sê, in die hemel gaan dit goed, dit is op die aarde waar die probleme lê. So ek dink julle hoor, die koninkryk van God is nie nog binnekort op pad nie. Dis reeds teenwoordig. Ons sien dit daar in die gebruik van die woord in Grieks is dit peplerotai, vervul. Dis nie toekomstige tyd nie. Die begrip koninkryk soos gebruik word in die evangelies, het ons al vir mekaar gesê, beteken in eenvoudige Afrikaanse taal en terme gewoon God se alternatief. So wanneer Markus dan hierso in hierdie proloog Jesus se boodskap van die koninkryk van God eintlik saamvat, dan is hy eintlik hier besig om God se alternatief te benoem, God se droom vir 'n ander soort wêreld op aarde. En die ding het wortels selfs in die Ou Testament. Kyk ons na die Ou Testament, sien ons dis Israel se hoop gewees vir 'n ander soort wêreld, dit waarna hulle verlang het. En dan kom Jesus hier en sê, weet jy wat die goeie nuus is? God se teenwoordigheid, God se deel wees hier en nou. Dis hier en nou, eerder as so half 'n vaar nabyheid, iets wat nou nog in die toekoms en eendag gaan gebeur. Die hele punt van die evangelie van die goeie nuus is dat die koninkryk reeds aan die werk is in wat Jesus doen. Lees ons die verhale verder, sien ons vergifnis word uitgedeel, mense word heel gemaak, die kwaad word oorwin, God se liefde en goedheid word sigbaar gemaak in Jesus. Dis die koninkryk. Jy sal onthou in die openingstoneel, daar in die woestyn word dit ook bevestig. Jesus is daar in die woestyn, dis wilde diere wat hom bedreig. Hy's in 'n konfrontasie daar, die duiwel as 'n simbool van boosheid in die wêreld waarmee hy moet rekening hou. En dan gaan hierdie verhaal voort in vers 13 en ons hoor hierdie ongelooflike woorde, en engele het hom versorg. En die engele het hom versorg. Daar's hierdie bedreiging, maar is ook nie regtige bedreiging nie, want God is daar. God het die laaste sê. Die koninkryk het die laaste sê.
En dis op 'n manier die verhaal van hierdie lydenstyd wat ons binne gaan hierdie week. Die een na die ander vertelling van Jesus wat die verrassend anders alternatief kom wys vir hoe hierdie lewe kan lyk en behoort te lyk en uiteindelik daaroor sterf. Maar tog weet ons, wag Paas Sondag. God bring altyd vernuwing mee. Die dood, die kruis, die bedreiging het nie die laaste sê nie. Dan mag jy dalk met tye voel as daar slegte goed gebeur, maar die wêreld is gewoon boos. Soos my oupa altyd gesê het, my kind, die wêreld is te mekaar. Dit gaan nie goed nie. Maar dan kom jy agter, nee, die goeie nuus is dat dit Jesus is wat sentraal is. Dat die koninkryk sentraal is in ons denke in hierdie tyd. Nie boosheid nie, nie die wêreld in sy afgryse nie, maar God wat goeie nuus is. Omdat hierdie koninkryk reeds aangebreek het. Daar's nog 'n frase in Jesus se openingsrede, sou ons kon sê, in Markus se oorture. Na die aankondiging die koninkryk van God het naby gekom, sê Jesus vanaf vers 14, nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Jesus nooi jou uit. Hier's twee begrippe wat ons moeite mee sal moet doen om hulle woordwaardigheid so bietjie te herstel. Bekeer en glo. Die Bybelse betekenis van bekeer is nogal ver van dit wat in algemene Christelike taal en verstaan gebruik word. Vir baie mense en vir my ook toe ek jonk was, het bekering hoofsaaklik beteken, dit het te maak met sonde en vergifnis. Dit het beteken om regtig jammer te wees en sleg te voel oor jou sondes. Dit te bely en dan te besluit om nie daarmee voort te gaan nie. En dan as gevolg daarvan ontvang ek God se vergifnis. En dan is dit verby. Maar dit is nie die betekenis van bekeer in die Bybel nie, nie in die evangelie van Markus nie, en ook nie in die evangelie van Jesus nie. Bekeer in Bybelse terminologie beteken om terug te keer, of om verby die denke wat jy tans het, te beweeg. Dit het nie noodwendig 'n konnotasie daarmee om vergifnis te vra nie. Marcus Borg help ons hiermee as hy sê, its Greek roots, the language of Mark and the New Testament, mean to go beyond the mind that you have. The mind that we have is shaped by culture and convention. The mind that we are to have is one shaped by God and the dream of God. To repent is to embark on the way of return to God by going beyond the mind that we have. Om te bekeer is om nuwe perspektief te kry. Dis 'n nuwe manier van kyk. Dis 'n nuwe manier van dink wat jy aanleer. Dit strek verder as die konvensies van die huidige dag in die kultuur. Dis iets wat jy agter Jesus aanleer doen. So in die eerste plek wil hierdie stukkie teks ons help om te verstaan 'n lewe wat erns maak met Jesus vra van jou en vra van my om verby ons eie vooropgestelde idees, ons eie persepsies, ons ideologieë, ons gemaksones te kyk en vir 'n slag nuwe perspektief te kry, Jesus se perspektief te kry. Dan word ons verder uitgenooi om te glo, en die Griekse woord daar kan vertaal word pistes, daai woord het eintlik 'n betekenis van loyaliteit, om loyaal te wees aan die goeie nuus. In die antieke wêreld van die Bybel, in die Christendom tot ongeveer die jaar 1600, het om te glo nie beteken om hierdie lysie stellinge te hê wat ek moet aanvaar, ek glo dit en ek glo dit en ek glo dit, nee, ek skuif daai een kant nie. Inteendeel, om te glo het beteken om jouself toe te wy, om jouself te gee aan 'n verhouding wat gekenmerk word deur loyaliteit, toewyding. Ek dink jy hoor, dis bovenal 'n verhoudingswoord. Dit gaan nie oor wat ons met ons verstand doen nie.
daai Nuwe Testamentiese Snodgrass skryf in sy boek, "For a long time I have been saying faith is not what you think, which intentionally has a double meaning. Faith is not what most people think it is, and it is not merely what you do with your brain, it is what you do with your life." Wanneer Jesus ons uitnooi om te glo in die goeie nuus, glo in die evangelie, glo dat die koninkryk naby gekom het, beteken dit om jouself toe te wy aan God se koninkryk, aan hierdie ander droom vir 'n radikaal ander soort wêreld. Die goeie nuus van Jesus volgens Markus is dat Jesus jou uitnooi om nuwe perspektief te kry, om lojaal te wees aan hierdie goeie nuus, om deel te neem daaraan, eintlik meegesleer te word deur die goeie nuus. En as jy dan as dit ware na die wêreld kyk met hierdie nuwe perspektief, deur die oë van Jesus, dan sal jy dieselfde van ons wêreld en van ons liewe land moet sê, so kan dit nie aangaan nie, daar moet 'n alternatief wees. En jy het nie vir my nodig om vir jou die lysie te noem van plekke en dinge wat die gebrokenheid van hierdie wêreld uitwys nie. Jy kyk deur Jesus se oë en jy besef, daar moet 'n alternatief wees. Maar jy sê dit nie net nie, jy begin ook hierdie alternatief leef. Want ons word genooi om deel te wees van hierdie alternatief en hierdie nuwe wêreld. Lees 'n mens die verhaal van Jesus in Markus verder, dan word daar gesuggereer dat as jy hom volg, as jy deel word van die koninkryk van God, dan sal jy toelaat dat die lewe jou raak en dat jy die lewe sal aanraak. En daarmee bedoel hy nie dat jy invloedryk sal wees en magspeletjies sal speel soos wat dit al menigte kere gebeur het in die Christendom en in die kerk nie. Nee, dit beteken dat jy op 'n sagte manier aan die wêreld sal raak en dat daar 'n verskil kan kom. Daar waar jy woon en werk en leef. Gewoon net omdat jy daar is en anders kyk en leef. Gewoon omdat jy die dinge wat saak maak, leef. Nou sit ek en dink aan die goeie nuus van Jesus. Ek lees 'n teks soos dit vanoggend saam met jou. En ek besef net, dit is verrassend anders, hierdie prentjie van God en godsdiens wat Jesus kom wys. En ek besef, dis nie iets wat ek nou maar net verstandelik van kan kennis neem nie. Dis iets wat moet deel word van my menswees. Jesus het in hierdie wêreld ingekom en gesê, so kan hierdie wêreld nie lyk nie. En hy het begin om dit te verander. Daaroor het hulle hom doodgemaak. Dit is waaroor ons in hierdie volgende klompie weke in lydenstyd behoort te praat. Hy het as het ware kom sê, die goeie nuus is hier 'n nuwe tyd. Hier's 'n nuwe tyd van die verrassende teenwoordigheid van God. Dit sê Markus hier, ergens tussen 55 en 65 na Christus, is die hart van die goeie nuus van Jesus. Is die hart van wat dit beteken om hom te ken en hom te volg. Die vraag is of ons dit ter harte neem. Stel jou voor hoe Jesus ons in hierdie vreemde tyd in ons land, in ons wêreld, ons inspireer om ons perspektief versigtig te kies. Versigtig te leef. Jesus sê die koninkryk van God is op hande.
bekeer julle en glo die goeie nuus. Dis waar alles begin. Alle onderskeiding, alle besluitneming, die lewe self. Amen. Ons gaan antwoord met 'n uittreksel uit die blydenis van geloof van Prof Willem Jordaan. Kom ons staan en dan bely ons hart op ons geloof. Ek glo in die Vader wat hom geopenbaar het in sy Seun, die mens wat tussen ons kom woon het, as die waarheid teen die leuen. Sien dan die mens die geheim van my gesig. Ek glo in hierdie Seun, die timmerman van Nasaret, wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein, en in die jaringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het, om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra, en van God geskei te word in die Godverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreem van God, verby die dood, ewig vry kan lewe. Amen. Dankie. Kom maar sit. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied. Helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Kom ons staan.
Ons gebed dat die koninkryk hier en nou deur elkeen van ons sal kom. Gaan dan hierdie week en leef dan soos mense wat weet dat Jesus die lig is in hulle lewe en dat hulle ook daai lig gaan uitstraal. Here, verlig ons verstand en ons interpretasie. Here, verlig ons oë en die manier waarop ons kyk. Here, verlig ons mond en ons woorde. Verlig ons harte en dit wat ons bedink. En Here, wees met ons waar ons nou hier vandaan vertrek. Amen.